Hoekom is die woord lag nêrens in die Bybel nie? Die Bybel is dan vol vreugde en daar staan verbly jou in die Here, maar die woord lag nêrens nie. Moet 'n mens dalk vreeslik ernstig wees en soos ons oupas en oumas gesê het, ons moenie ligsinnig en verspot wees nie. Snaaks genoeg, die plek waar die woord lag uitkom is eintlik nogal op 'n negatiewe manier waar mens iemand uitlag, spot, verneder. Dis half hartseer dat Spreuke 1 vers 26 sê, daarom sal ek lag as die ongeluk julle tref. Ek sal met julle spot wanneer die angs julle oorval. Dis vreemd. Ek glo dat die hartsvreugde wat die Bybel gee, ook lag insluit. Nie net glimlag nie, hardop lag, skaterlag. Maar eers moet ons dalk verstaan wat lag presies is, hoe dit werk sielkundig. Die eerste ding van lag is dat dit altyd iets verrassend insluit. Mens verwag 'n kindjie sal soos 'n kind antwoord, nou skielik antwoord hy soos 'n groot mens, en as my brein so half verward en deurmekaar, en dan hanteer ek dit deur te lag. Maar die belangrikste boodskap van lag is dat iets veilig is. Weet jy, as iemand val en ek sien jy het gelukkig nie seer gekry nie, dan lag ek om te sê, dankie tog, jy het nie seer gekry nie. En dis hoekom lag so aansteeklik is, want lag in ons samelewing dra die boodskap van dinge is veilig, ons kan ontspan, dis nie gevaarlik nie. As iemand begin lag, dan lag ons saam, want daai een se lag sê, ons kan ontspan, dis veilig. En daarom is lag ook so wonderlik, ons geniet dit by mekaar. Ons is gemaklik by mekaar. Ons is vriende vir mekaar. Ons is lief vir mekaar, daarom lag ons lekker. By 'n groep wat nie veilig, nie vriendelik is nie, is 'n mens lag maar baie geforseerd en aangeplak, want dit kom nie uit die hart nie. En omdat lag sê dinge is veilig, hierdie groep is liefdevol, dis daarom wat ek glo hardop lag, grappe maak, is deel van Christelike vreugde. Ons het dan rede om heeldag gelukkig te wees. Ons het rede om die sein uit te stuur, hierdie groep is veilig. En daarom moet ons as gelowiges baie lag. As ons by die kerk kom, moet ons grappe maak met mekaar en lag, want dis dan die veilige plek, die liefdevolle plek. Ons moet by die Here lag, want by die Here voel ek veilig. Die Here is nie 'n gevaarlike God nie. In Johannes 4 vers 6 sê, daar is, waar daar liefde is daar geen vrees nie. Want volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Dus, ek hoef nie senuweeagtig by die Here te wees nie. Ek kan lag, want by hom is ek veilig. En daarom moet ons ook by mede-Christene lag. Want by mede-Christene voel ek veilig, hulle is my mense. En omdat ons mekaar aanvaar, kan ons mekaar terg en ons kan daaroor lag. As ek vir jou sê, jou hemp lyk maar baie simpel, omdat jy my vriend is, jy weet, dis nie ernstig nie, jy kan dit maar ignoreer. Daarom lag ons daaroor en ons weet, dis die plek waar ons veilig is. En daarom in ons gesin maak ons grappies en ons terg mekaar, want die tergery is nie seermaak nie. Dis nie ernstig nie, dis om te sê, dis veilig, ons is lief vir mekaar, ons voel gemaklik by mekaar. En daarom mag ons as kinders van die Here nooit 'n seermaak lag gebruik nie, 'n uitlag,
'n spotlag nie. Die Bybel praat van hoe 'n lag eintlik daaroor hoe verspot dit is dat iemand 'n boomstomp vat en daarvan 'n afgod maak. Hy lag en hy spot met die afgode, maar ons mag nooit die afgode dienaar spot nie. Iemand wat nog nie deel is van hierdie groep nie, mag ons nooit vernederend uitlag nie. Ons moet vir daai een steeds liefdevol nader trek. Vir hom of haar sê, dis veilig hierso. Hierso lag ons, want ons is lief vir mekaar. En as die Bybel dus so propvol vreugde is, so propvol met die boodskap van liefde, vergifnis, van veilige God, van 'n veilige God, so vol van naaste liefde, daarom moet ons lag. Ons moet hardop lag. Ons moet skaterlag. Ons moet die wysheid ons die lewe geniet en soveel as moontlik sommer doodgewoon met 'n glimlag rondloop. 'n Glimlag wys wat is in my hart, die vreugde van die Here op my gesig. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil bid dat U vir ons die vreugde sal laat beleef, die vreugde wat U gee. Ons wil bid dat die vrug van die Gees wat ook vreugde is in ons lewe sal sigbaar wees en ons hart sal voelbaar wees. En die Here gee vir ons die genade dat ons by U en saam met ons mede-Christene soveel lag dat mense sal aangetrek word deur die vrolikheid, die vriendelikheid en veral die veiligheid van hierdie groep mense. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek vertel soms simpel grappies. Maar die mense wat vir my lief is, lag partykeer daarvoor, want dis waar ek veilig voel. My mense laat vir my glimlag en lag en ons lag saam. Seënwense.